Ek is Thys van Sail en hierdie is Wins of Verlies. Vandag bespreek ons een van die duurste beleggings wat meeste van ons ooit sal maak, jou eiendom. Nou, daar is baie WhatsApp groepies met opinies oor wat jy moet doen en nie moet doen nie, koop en verkoop, maar vandag het ons die kenners hier. Ek gesels met Jaco Ellis van QFin Wealth Financial Services. En Eugene Jordaan, die hoof van verkope van Newberry Property Group. Welkom julle. Baie dankie, lekker om hier te wees. Weet jy wat, Eugene, kom ons begin sommer by jou. Jy weet, van 'n eiendomsagentskap kant af, jy weet, hoe lyk die mark op hierdie stadium? Is dit 'n kopers-verkopersmark? Is daar meer jong kopers in die mark, meer middel, kom ons sê ouderdom, of meer ou geld, jy weet, wat dalk in en uittreë? Ek voel, wanneer die tyd reg is vir jou, is die tyd reg om te koop. So, jong mense, baie lekker om te sien dat ons 'n gesonde eerste kopersmark het, en ook ewe gelyk goeie beleggerskopersmark. Jaco, dan aan jou kant toe, natuurlik van 'n finansieringsoogpunt af. Hoe moeilik is dit deesdae, jy weet, om finansiering te kan bekom, veral as dit byvoorbeeld jou eerste eiendom is? So die banke is hier om game te play, as ek Engels kan gebruik om dit te sê. Ja, so daar's baie produkte beskikbaar, eerste kopersprodukte, die banke leen vir mense wat vir belegging koop, hulle kyk na toekomstige huur, so ek vind dit is redelik bekombaar. Die probleem lê gewoonlik by die koper self, maar nie by die banke om hulle genootheid om te leen nie, ja. Eugene, terug aan jou toe. Ek bedoel, so met ander woorde, as 'n mens byvoorbeeld nou kyk, eerste eiendom is natuurlik, jy weet, 'n deurbraak vir jou as 'n persoon, en natuurlik, jy weet, is dit iets wat jy wil afbetaal, noodwendig. Jy weet, maar baie kere kan areas byvoorbeeld later, 10 jaar later verander, jy weet, die omset rondom dit, en dit raak dalk 'n afgeleë gebied, of enigiets speel 'n rol. Wat sou jy sê, jy weet, met 'n eerste koper, jy weet, waarvoor spesifiek te kyk, as jy byvoorbeeld nou dink, ja, jy gaan vir 20 jaar lank jy wil bly? Ja, ek dink 'n ou moet altyd op hoogte hou met verskillende scenario's. Wat gebeur in areas? Sien jy 'n area opgaan? Is dit daai spreekwoordelike, kan ons maar sê, bubble wat gaan ontplof? Want as jy genoeg huiswerk doen, sal jy daai tipe tekens kan raak sien. En as jy dit begin raak sien, is dit jou call om spore te maak. Ja, natuurlik. As 'n mens byvoorbeeld dan gaan kyk ook in julle ondervinding nou wat in die mark aangaan, kan julle daadwerklik 'n verskil sien van mense wat byvoorbeeld kleiner plekke koop, of jy weet, groter plekke koop, of meer van ontwikkelings af wat saam aankoop? Ek dink dit hang af van persoon tot persoon. Ons het interessante goed gesien gebeur sedert COVID. Mense wat van die huis af werk. Hulle gaan koop byvoorbeeld 'n groter eiendom wat hulle gaan toelaat. Soms werk mamma en pappa beide van die huis af, en daar's nog kinders, en daar's 'n ouma wat by hulle bly. So daai ouens gaan absoluut groter. Dan kry ons ouens wat weer wegskram van onderhoud. Groter eiendom, meer onderhoud. Groter erfspasie, meer onderhoud. So ons kry daai ouens wat sê, hoorie, kom ons werk slim met ons uitgawes en ons gaan eerder kleiner. En daar sien ons byvoorbeeld ons meer deeltitel eiendomme, ietsie in 'n kompleks waar onderhoud nagesien word deur 'n beheerliggaam. Daar sien ons daai eiendomme baie beter doen. Kom ons bly maar op 'n deeltitel tipe van komplekse. Wat is die pros en die cons? Ek bedoel, daar's baie mense wat baie kere, dan koop hy homself nou in 'n deeltitel in, en dan het hy byvoorbeeld nou hierdie hond of die kat wat hy nou ingebring het, jy weet, en dan kom die voorsitter rond en sê, luister, jy mag nie katte hê in die kompleks byvoorbeeld, maar jy voel maar, luister man, hierdie is my huis, jy weet, ek het hom betaal, jy weet, dit is my eiendom, hoe kan jy nou vir my sê, ek mag geen kat op my eiendom hê nie? Absoluut, nee, hou met jouself deeglik vergewis van wat jy koop. So, deeltitel is vir 'n sekere persoon, dis of vir jou, of dis glad nie vir jou nie, maar dit is 'n mark wat baie gesond is, mark wat baie gunstig is, dit werk vir beleggers, dit werk vir eerste kopers, dit werk vir ouer mense wat nog nie heeltemal reg is vir 'n aftreeoord of 'n ouete huis, as ek daai vieslike woord mag gebruik nie, maar ja, so dit dien 'n baie groot deel van die mark. Maar wees bewus van wat jy koop, en wees bewus van die reëls as jy die intensie het om iets te gaan koop. Maar net 'n bietjie 'n jokkertjie daar. So dan as ek 'n huisagent is, dan baie kere dan wil ek half hierdie huis verkoop, maak nie saak wat die goes en don't goes is nie. En dan byvoorbeeld versuim jy dalk om vir my as 'n kliënt te sê, kyk, dit is deeltitel, of jy sê byvoorbeeld, nee, ag, dit is deeltitel, maar jy weet, die voorsitters en die natuurlike komitee is hulle is eintlik baie nice, jy weet, so as ons vir hulle mooi gaan vra of die kat kan bly, is ek seker hulle sal dit toelaat. So ek gaan nou baie slim klink, ek gaan 'n Latynse woord gebruik, daar's 'n woord caveat emptor, buyer beware. So dit is jou verpligting as koper
om te weet wat jy koop en wat die reëls behels. So, as koper, as jy sou begin aan die besluitkarring om in 'n spesifieke deeltitelskema in te koop, gaan trek daai reëls, vra vir die agent. Die agent moet op versoek aan jou die reëls van die estate of die kompleks kan lewer, sodat jy weet wat jy koop en wat die reëls behels. Ek het so stalkie maar gaan hom nie op TV vertel. Jy weet van 'n deeltitel. As 'n mens byvoorbeeld nou kyk juis, jy weet van as jy 'n eiendom gaan koop, wat is die rede byvoorbeeld, jy weet laat 'n huis byvoorbeeld verkoop word elke 5 tot 7 jaar in vandag se mark? Absoluut, die tendens dat daar wel 5 tot 7 jaar siklus op 'n verband is of vir mense om in 'n huis te bly, maar ek het onlangs 'n paartjie gehad wat 41 jaar in hulle eiendom was. Weereens, dit gaan oor wat jou pas op daai gegeewe stadium, maar soos ons weet, mense begin jonk, heel waarskynlik dat hulle in iets kleiner sal inkoop en dan kom ons gebruik die Engelse woord skuil hulle na iets groter toe. Sodra hulle 'n bietjie waarde het in daai eiendom, kan hulle groter gaan. Het sy hulle daai enetjie hou om as 'n belegging gebruik en dan stadig aan begin groter gaan en dan word hulle weer ouer, sien nie meer kans vir die onderhoud nie en gaan weer kleiner. Ek hoor ja. Is dit nog steeds 'n ding, jy weet refleksieverbande? So inderdaad ek kry 'n verband en dan betaal ek byvoorbeeld 5 jaar af, maar dan as ek na my state gaan kyk, dan sien ek maar daar is nog 'n beskikbare bedrag byvoorbeeld van X en dan is dit weer terugwerkend na my oorspronklike verband, jy weet wat ek uitgeneem het. Is daar nog so iets en jy weet wat se pros en die cons daar? Ja, so die banke gee nog, ons noem dit 'n access bond, dis die Engelse terme maar wat algemeen aanvaarbaar is. Met ander woorde, enige ekstra kapitaal wat jy in jou verband in. Kom ons sê jy het 'n miljoen rand verband, jy het 10.000 terugbetaling, jy betaal elke maand 11.000 in. Daai R1.000 gaan af van die kapitaal af en dit lê beskikbaar vir jou vir onttrekking. Baie mense sien toegang tot fondse en hulle gebruik daai fondse vir iets anders. So my redenasie is altyd gebruik skuld vir goeie bates. So nou kom jy in 'n situasie waar jy toegewyd jou verband betaal het, jy het hierdie ekstra bedrag opgebou en jy het nou toegang tot dit. Gebruik dit dalk om vir jou tweede beleggingseiendom te koop. As 'n deposito of 'n afbetaling by tweede beleggingseiendom, moet hom vadersnaam daai geld vat en nou vir die duurste kar gaan koop wat jy kon gekoop het, omdat jy toegang tot daai skuld is nie. So die reël bly gebruik daai kapitaal om gesonde bates op te bou. Okay. Ek wil ook nou net sê, daai is 'n baie lekker voertuig vir iemand wat gedissiplineerd is. Beleggingseiendom is absoluut 'n no-brainer. Dis maar net iets wat jy altyd maar sy waarde natuurlik hou. Bly ingeskakel want net hierna kyk ons na die syfers wat jy moet oorweeg natuurlik voordat jy 'n eiendom koop. Jy kyk na wins of verlies en ons bespreek eiendom. Nou, emosie is duur en eiendom werd net as die somme klop. So manne, kom ons kyk na die syfers. Ek gaan begin met jou, Eugene. Wat sal verkeerd koop is duur koop? Jy weet, hoe bestuur 'n ou byvoorbeeld 'n kliënt wat belangstel in 'n eiendom? Dis jou blyplek. Dit is waar jy familietyd het. Dis waar jy meeste van jou tyd buite in jou werksscenario spandeer. So, dis moeilik om huis te koop en emosie heeltemal op die kantlyn te sit. As ons praat van 'n beleggingskoopie, ja, dan is dit besigheid. Dan is emosie heeltemal op die kantlyn of wel veronderstel om te wees. Dis belangrik om 'n eiendom te gaan sien, gaan maak seker wat gebeur om die huis, gaan maak seker oor klein goedjies. Hoe lyk die grensmure? Ek stap baie keer in 'n huis in met die oog om hom te bemark en dan dink ek, joh, hierdie sal lekker werk vir my. Kyk hoe nice die braai area, kyk hoe lekker werk die onthaal area. So, maar probeer om dit uit te skakel. Dit bly tog maar op die einde veronderstel om 'n besigheidstransaksie te wees. Wel, Jaco, as 'n mens weer eens gaan kyk, kom ons gooi hierdie ene vir jou. Alright, so huur of koop. Kom ons sê ja, jy kwalifiseer om 'n eiendom te kan koop, maar jy verkies dalk eerder om te huur, want jy wil dalk weet meer in 'n ander area wees, jy wil nie verbonde wees in 'n area nie, of jou werk is byvoorbeeld bietjie fleksibel, jy weet daai van goeters. Gaan jy daar bly vir 'n tydperk? Wat is daai tydperk? So ek sal sê 5 tot 7 jaar, jy redelik stabiliteit het, jou werk is in die omgewing, jy's redelik seker van jou werksekerheid, jy weet jy gaan daar wees vir 'n rukkie, dan is dit dalk 'n goeie idee daar. So jy sit dalk in 'n situasie waar jy nie weet waar jy môre gaan werk nie. Jy sit dalk
met 'n oorseese geleentheid wat jou pad kan kom, dalk is dit dan beter om te huur om nie daai vastigheid te hê van 'n eiendom wat op jou naam is nie. Ja. Kom ons sê 'n young adult, dalk verloof, dalk nog nie eers getroud nie of dalk moontlik getroud. Jy weet, maar daar's byvoorbeeld nog nie kinders nie, dalk 'n troeteldier of 2. Okay, daai scenario. Sal jy vir daai persoon sê, ja, koop dalk vir jou hierdie klein meentuis, jy weet, om mee te begin en later, jy weet, dan kry jy dalk 'n waarde eskalasie op hom as jy hom wil verkoop, jy weet, as die gesin bietjie uitbrou so, jy weet dan het hy weer 'n deposito paar rand, of sou jy eerder dan sê, okay, maar in plaas van dat ek byvoorbeeld in die verband afbetaal, gaan ek altyd 20-30% dalk minder betaal as ek gaan huur teenoor 'n verband byvoorbeeld. Moet ek nie dalk eerder dan, ja, soos wat ek die verband sou betaal het, daai 20-30%, basies jy weet dan spaar eerder vir my oor 5 of 6 jaar, meer aggressiewe rente kry en dit dan gebruik vir my deposito vir my eerste huis wat ek eintlik wil hê, jy weet, vir gesinsuitbreiding. Ek dink dit kom weer terug vir my na die emosionele aspek daarvan. Haal die emosies daar uit en kyk na dit as 'n belegging. En sê as ek hierdie eiendom koop en ek het nou my huiswerk gedoen soos Eugene reg sê, jy het 'n goeie agent gehad, het jy mooi verduidelik wat die marktendense in 'n sekere area is en jy reken as alles gaan soos dit nou gaan, dan behoort ek my 10% per jaar groei te kry. Dan is dit dalk vir die regte ding om my eiendom te koop. Die eiendom is hoogs verkoopbaar, so jy weet jy kan jou kostes wat jy moes insit om die eiendom te kry, want ons moet dit ook in ag neem. Dit is duur om 'n eiendom op jou naam te kry. Daar's addisionele kostes, daar's hereregter, daar's agentekommissie wat betaal moet word en. So as jy onemosioneel daarna kan kyk, wat dit moeilik is om te doen, want ek stem saam met jou, ek meen 'n huis is maar 'n emosionele koop. Dan dink ek is dit dalk vir jy moet werk om die eiendom te koop, ja. Ek moet sê ek het al so 'n paar keer al eiendom gekoop in my lewe en ek het nog elke keer eintlik 'n goeie ondervinding gekry met my agent wat ek gebruik het. Maar want die grootste baie keer die vraag sal buite, wie betaal die kommissie? Is dit die koper of die verkoper op die einde van die dag? Want ja, die koper, dit word in sy verband ingesluit, so hy betaal wel 'n premie, maar dit's eintlik die verkoper, jy weet wat die verantwoordelikheid het, want hy verloor op sy eiendomswaarde in sy sakprys. Dis reg, nie reg op die eiendomswaarde nie. Die eiendom word geprys vir 'n markverbande prys. Dit wat die mark op daai stadium bereid is om te betaal en dit wat 'n bank ook bereid is om waarde te kry op hulle finansiering wat hulle goedkeur. So om terug te kom na die vraag toe, die verkoper betaal die agent se kommissie, want hy doen afstand met daai geld. Ja. Buiten wat hy sou opbrengs gekry het. So hy maak sy opbrengs minder en die koper koop die prys waarvoor die eiendom gehad. Korrek, ja. So met ander woorde, as ek dit terug gaan gooi na jou toe, Jaco, so is jy nou sit met 'n ou en hy kom doen aansoek vir 'n verband daar by jou. Hoe verduidelik julle byvoorbeeld hierdie ding wat sê ja, maar jy het 90% goedgekeur. Jy weet, so daai addisionele kostes, kommissies, al daai goeders, hoe groot rol speel dit dan om 'n transaksie af te handel? Kyk, ek wil by Eugene aansluit. Onthou nou, jy betaal 'n sekere koopprys vir hierdie bate wat jy aankoop. Ja, daar is agentekommissie in, maar 'n goeie agent het vir daai prys onderhandel ook. So jy kry dalk daai eiendom teen 'n laer prys as wat jy hom sou gekry het as jy self onderhandel het daarso. So eerstens net om terug te kom na die kommissie. Ek het nou skertsend gesê, maar ek weet daar gaan baie harde werk en 'n betroubare agent is daai prys relatief tot die koopprys wat jy betaal. En jy mag dit onderhandel ook. Ek bedoel, dit is nie 'n vaste koste nie. Verseker, ja. So relatief tot die koopprys, die bank gaan nog steeds 'n waardasie op die eiendom doen. Die bank gaan nog steeds vir ons sê, luister, jy koop hom vir 1 miljoen, daar is R70,000 se kommissie ingesluit, maar ons vind waarde vir hierdie bedrag en ons is gemaklik dat hierdie bate vir ons 'n 20 jaar kommitment regverdig om jou te help met dit, ja. Eugene, weer net aan jou toe en ek wil daarmee afsluit met hierdie segment. As 'n mens byvoorbeeld dan gaan kyk en ek wil nou 'n huis koop, maar basies jy weet, is dit daai idee van wat ons nou oor gepraat het, byvoorbeeld jou ouers dalk, jy weet, moet dalk afstand neem, jy weet, van hulle eiendom en nou wil jy byvoorbeeld 'n groter huis koop dalk met 'n woonstel. Jy weet, dan kom jou ouers mos by jou bly en maar hulle koop natuurlik saam met jou met 'n kontant bedrag wat hulle mos dan gee as 'n deposito gewys en dan basies weet kan hulle aansoek doen vir die verband. Maar die risiko daarop is natuurlik altyd, jy weet, op die ou wat die verband uitgeneem het. So as hy moet iets oorkom of byvoorbeeld hy word dalk in default gevat en hulle neem die huis terug die bank, jy weet. Is dit iets wat jy met jou kliënte bespreek of is dit nie iets waaraan jy in soveel diepte byvoorbeeld sal? Nee, ons wil natuurlik net die huis verkoop. Ek wil gooi met hierdie jonkies, hoor. Dit is wel lekker. So ja, daar's tog sekerlik baie waarheid in wat jy nou sê. Baie min mense gaan dink so daaraan. En die risiko bly die koper of die ou wat die verband gaan uitneem met by die bank. Dis die ou wat risiko dra. Maar nou sit ons met hierdie interessante scenario in die Engelse het dit al 'n mooi woord gaan gee, multi-generational cohabiting. Yes.
is 'n ding wat baie populêr raak, maar ek sou hoop dat 'n koper, beide die ouer paar en die koper wat die eiendom koop en verband uitneem, baie goed gaan huiswerk doen en baie goed beplan om seker te maak, daar is 'n agterdeur en daar is 'n vangnet en daar is genoeg kapitaal om 'n ou te kan dra. As jy net byvoorbeeld, kom ons sê 'n 3 miljoen rand huis en jy het 2 miljoen se verband en 1 miljoen rand kry van jou ouer af om dit eerder 'n gesamentlike registrasie ook te maak, want die probleem is as jy hom net gaan die geld gee, dan is daar 20% se skenkingsbelasting. Jy weet wat 'n impak en Ek sou selfs verder gaan en dalk kyk laat 'n mens dit in 'n trust doen, wat 'n baie lekker voertuig is om so iets veilig te hou. En dis waar 'n goeie agent inkom, want ek wou nou net bygelas het. Ek meen die ma wat die geld geleen het is ook op risiko. Sy het 1 miljoen rand wat sy kan verloor. As die bank môre daai huis moet terugneem, hy verkoop hom teen 'n afslagprys, dan verloor sy ook. So ek sê 100% saam. Bly ingeskakel want net hierna bespreek ons alles wat moontlik kan skeefloop as jy in eiendom belê. Daar is baie wat glo dat eiendom outomaties welvaart skep, maar daar is baie wat vinnig lelik verkeerd kan loop. So kom ons hoor, wat sê die kenners? As hy Jaco Eugene, ja, ek dink nou gaan ons 'n bietjie oor die ongemaklike deel praat van eiendom. Jy weet, what if something goes wrong? Okay, en net so voor die breek het ons vinnig aangeraak. Dink julle dit is eintlik belangrik, jy weet, dat 'n huisagent, as hy byvoorbeeld 'n huis afgehandel het, die transaksie, om dan daai kliënt byvoorbeeld te oorhandig aan 'n finansiële beplanner, 'n finansiële adviseur dalk nie. As ek dit kan gooi na jou toe, is dit iets wat julle doen in praktyk? Nie in praktyk nie, maar dalk nie 'n sleg idee nie. Ek sou hoop dat as 'n mens iets so groot soos huiskoop aanpak, dat jy reeds al 'n bietjie gekyk het na lewensversekering, boedelbeplanning en dis meer, en ons het net nou gepraat van 'n trust. Sou jy beleggingseiendom koop, hoe registreer jy dit? Registreer jy dit in 'n trust, in 'n CC, het jy 'n holding company wat dan hier vra aan hierdie eiendomme? Daar's verskillende scenario's en goed wat belastingvoordelig is en so ou moet gaan slim kyk daarna, maar dalk 'n baie goeie idee om saam met iemand te werk en hulle dan te adviseer. Dalk in jou praktyk te hê. Ek bedoel, is byvoorbeeld ons nou, kom ons gebruik 'n Engelse woord, 'n bond originator het wat in jou praktyk sit of in jou maatskappy sit van jou eiendom. Sekerlik moet jy 'n finansiële beplanner ook daai, want ek dink wraggies dit gaan hand aan hand, veral as hy nou 'n klein bietjie verder gesels rondom boedelbeplanning, watse instrumente gebruik ons en dit, dan gooi ek dit aan na jou toe, Jaco. Van 'n finansiële adviseursperspektief af, wat is belangrik om 'n plek te kry, veral as jy 'n couple is byvoorbeeld wat nou nog basies weet dalk hulle eerste eiendom koop. Wat is belangrik om vir hulle in plek te sit? Ons het nou nog gepraat van die emosies, die emosie een kant en sê hoe wil ons hierdie besigheid hardloop en hoe gaan ons hom winsgewend hardloop vir 'n tydperk en wat is die veranderlikes wat kan gebeur? Dit is onmoontlik om emosioneel na die tyd heeltemal uit te haal uit die transaksie uit, maar probeer dit sien as 'n langtermyn besigheidstransaksie en kry al die ins en outs dan in plek in terme van dekking, in terme van langtermynbeplanning ensovoorts, ja. Hoe belangrik is lewensdekking op 'n verband? Dis noodsaaklik, jy kan nie sonder dit gaan nie. Maar jy's dalk 'n enkellopende wat nou 'n eiendom koop. Ja. Nou kos jou lewensdekking jou 'n extra R500 per miljoen rand. Ek gebruik nou maar 'n voorbeeld. Ja. Wil jy dalk nie daai R500 eerder in jou kapitaal ingooi nie, want as jy môre tot sterwe gekom het jy nie nodig om regtig vir iemand te sorg nie. So daar's nie vir my een advies pas almal nie. En weer terug na jou scenario toe. Ek dink dit is hoekom jy onafhanklike finansiële advies ook moet kry saam met hierdie transaksie, want elke ou het sy eie insaag. Ek wil jou dalk help om finansiering te kry, ander wil help om die huis te verkoop. Ons sien dalk nie daai gedeelte van dit en dit is belangrik om daai aspek ook aan te spreek. Wat laat mense nog dink, jy weet 'n eiendom is nog steeds 'n baie goeie belegging. Jy weet in plaas van byvoorbeeld om te sê ja, mag ek myself opsaal met al hierdie ekstra goedjies en kom ons begin so daar by jou, Jaco. Maar ek wil amper tong in die kies sê, 'n man het ook nie probleme as hy nie trou nie. Dis so ek 'n eiendomstransaksie amper sien, ja. So jy moet die voordele teenoor die negatiewe opweeg. Ja, jy kan goedkoper wegkom en jy bou nie kapitaal op nie, jy bou nie vir jou bate op nie. Jy het nie daai stabiliteit van jou eie eiendom nie. Ja, Eugene? Ja, so of my opinie ook. Interessant van nie probleme nie. Maar onthou, jeder kan ook agterraak. Ja, verseker. En daar is nou deesdae ook 'n ding soos
TPN wat tenant profile network is wat die gedragspatroon van 'n huurder gaan bepaal. Nou, so net soos wat dit jou kredietrekord kan affekteer as jy nie jou eiendom se paaiement kan betaal nie, so kan dit jou as huurder ook affekteer as jy nie jou maandelikse huur betaal. As jy nou 'n kansvatter huurder is. Absoluut. Jy weet, so daar's 'n bureau eintlik vir hulle ook daar buite. So met ander woorde as jy nou daar droog maak, dan gaan jy in elk geval nie 'n huis gehuur kry nie. Is dit reg verstaan? 100%. Okay. So met ander woorde, as dit byvoorbeeld kom ons gaan terug na daai huweliksprobleempies. Okay. So as 'n mens byvoorbeeld dan kyk en jy trou nou, weer eens terug na 'n finansiële tipe van advies af. Vandag die mense daar buite, hoe moet jy trou? Moet jy binne gemeenskap van goedere trou? Moet jy buite met die aanwas of gaan jy buite sonder die aanwas? Jy weet, en dan met eiendomsregistrasies, ek is 'n man, basies weet het die verband gekry, jy weet as goedgekeur, is dit nog steeds dan nou soos in die ou dae, maar dan gaan ek aandring, jy weet dat ek 'n gesamentlike registrasie doen saam met my vrou, want ons binne gemeenskap van goedere getroud, jy weet, so. Daar is net te veel risiko wat jy op jy sit. Jy kan hoe lief vir haar wees, maar dit is nie nodig dat julle alles saam besit op die einde van die dag nie. Jy weet ook nie wat jy toekoms gaan inhou nie. Môre wil jy nog 'n eiendom koop, dan kan jy jou vrou se naam gebruik om dalk daai eiendom te koop. So binne gemeenskap is 'n baie argaïese manier van dink ek persoonlik, en ek dink nie dis 'n opsie nie. Ek dink buite hang af van elke ou se unieke posisie. Julle is dalk twee professionele persone, julle is saam besig om hierdie batestand op te bou, dan wil jy dalk met aanwas, want elke party wil sy belange ook beskerm en weet ek het saam met jou gebou, so as daar enigiets gebeur, wil ek daar my deel van daai kapitale opbrengs ook hê wat daar betref. Ja. En dan kan jy buite sonder aanwas. Met ander woorde, ons trou, joune is joune, myne is myne. Heeltemal kontraktueel. Korrek is, ja. Maar nou, Bossie weet, Eugene, van praktyk af, sien jy nog baie mense wat binne gemeenskap van goedere getroud is, of het dit al 'n bietjie... Nee, dis die kom ek volgende voel jy is level reg gesê dis bietjie argaïs. Ek stem ook saam. Vir daai geleentheid om jou bategroei te kan verbeter. Maar nou, net so laastens van julle kant af, jy weet, wat is 'n do and a don't? Jy weet, as dit kom by koop, en wat is 'n do and a don't as dit kom by finansiering? Jy weet, as ons gooi na jou toe, Eugene. Ek kan amper joune vir jou antwoord, Jaco. Ek weet jy gaan sê, as jou verband klaar goedgekeur is, moenie nou 'n motor gaan koop nie. So ja. My laaste, kom ons noem dit 'n golden nugget, is moenie meer afbyt as wat jy kan kou nie. Dinge in ons land verander so vinnig, en ons sien dit nou met die krisis in die Midde-Ooste. Alhoewel ons voorspellings kan maak, is daar geen kristalbal in hierdie lewe nie. So, wat as rentekoerse sou opgaan? Sal jy nog steeds jou verband kan diens? Sal jy nog steeds jou instandhouding van jou eiendom kan doen en dis meer. So ja, moenie meer afbyt as wat jy kan kry. Goeie advies. En doen jou huiswerk. Sy. Ja, goed. Ek sê probeer die emosie so ver as moontlik op sy sit, al is dit hoe onmoontlik. Ek weet sy hou van die kombuis en jy hou van die braai area, maar is dit die regte area om in te koop? Is dit deel van julle langtermynbeplanning? So, emosie uit, asseblief fokus op. En natuurlik baie belangrik daai finansiële adviseurs besoek nadat jy gekoop het. Jy weet, ongeag of jy 'n finansiële adviseur het en ongeag of die bank vir jou aangebied het. 100% korrek. Okay. Alright, baie dankie man. Ek waardeer julle en dan ja, ons sien julle gou weer. Dankie Thys. Dankie. En baie dankie dat julle saam gekyk het. Onthou, eiendom bou nie outomaties welvaart nie. Kennis bou welvaart. Ons sien julle weer volgende keer net hierop Wins of Verlies.